Goeiemôre. Dit is Woensdagoggend 20 Mei 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek waarsku julle en herinner julle aan vanaand se bosberaad wat op Woensdag aand vanaand die 20ste Mei plaasvind, 7 uur vanaand, en die rede daarvoor is omdat ek reeds môre aand ander verpligtinge het en nie die bosberaad op die gewone donderdag aand skedule kan doen nie. So, onthou, moenie vergeet om in te skakel nie. Ons kyk vanaand daar 'n bietjie na die dreigemente in Suid-Afrika, die gevaartekens, alles wat daarmee saamgaan, en ek gesels daarna so met Kobus Loubser, Hassie Strydom en Emile Trudeau, en ons gaan lekker gesels rondom waarvoor staan ons, wat is die Armageddon situasie waarin ons kan beland, en wat is ons missie en waarheen is ons op pad, en wat wil ons uiteindelik graag bereik. Dit dan vanaand om 7 uur, moenie vergeet om in te skakel nie. Ek dink dit is 'n moedkyk, dit gaan 'n baie interessante uitsending wees, en ja, sorg dat jy reg sit voor jou televisieskerm, voor jou rekenaar, hoe jy ook al YouTube deesdae kyk, wees net daar en wees gereed. Suid-Afrika is 'n baie onstabiele land as gevolg van 'n verskeidenheid van faktore, soos swakke regering, korrupsie, diefstal, kulturele verskille, diskriminasie en aan die aard van die saak die bevolkingsdemografie. Hierdie alles in een pot gegooi werk nie saam nie. En veral die droom van 'n reënboognasie is lankal op 'n einde as gevolg van diskriminasie, wantroue wat bestaan en die feit dat ons net eenvoudig verskillend dink oor sake. 'n Groep wat bou en 'n groep wat toelaat dat alles verval en vernietig word. Die probleem met Suid-Afrika is ook dan dat 'n baie groot deel van die mense is soos hierdie klomp op die strand, koppe in die grond. Dan kan hulle niks hoor nie, hulle sien niks. Hulle glo wat hulle wil glo en hulle laat hulle nie beïnvloed deur enige goed wat plaasvind nie. Want in dieselfde asem is dit hierdie groep mense wat meestal na vore kom en dan sê maar ons moet net bid. Ons oorlewing lê in gebed. Mense wat sê ons geloof is dit wat ons gaan dra. Daarom wys ek hierdie prentjie vir julle. Faith alone didn't save Noah. He also had to build the ark. Geloof alleen het nie vir Noag gered nie, vir Noag en sy mense nie. Hy moes nog steeds die ark bou. Met natuurlik voorskrifte van hoe die ark gebou moet word, uit wat se houtheid, waar moet hy bestaan, wat moet alles daar wees en so meer. En dit is waar ons ook gelei word met antwoorde, met oplossings, om op die ou einde van die dag die regte ding te doen. Maar ons kan nie al hierdie goed wat in Suid-Afrika en in die wêreld gebeur, ignoreer en verwag dat alles gaan regkom, solank ons net bid nie. Ons kry die leiding wat om te doen, wat gedoen moet word. Waar lê die uitkomste? Sien die oplossings raak. Dit is alles deur geloofsinspirasie. Daardie oplossings kom nie van ons af nie, maar uiteindelik
is dit ons wat dit moet toepas. Want ons is die instrumente in die hande van ons Skepper. En dit mag ons nooit vergeet nie. So baie mense vra vir my, hoekom doen jy dit? Dit waarmee jy nou besig is. Elke dag staan jy op, jy gee vir ons die nuusgebeure deur van wat in die wêreld aangaan. Jy gee vir ons 'n 10 of 15 minute gesprek oor dit wat in Suid-Afrika aan die gang is. En jy hou konstant vol elke oggend, elke dag, behalwe Saterdag en Sondag, en een keer 'n week 'n bosberaad hou jy. En die antwoord is eintlik eenvoudig. Dit is soos om 'n wagter op die muur te wees, ook uit Bybelse geskrifte, om ons mense te waarsku van wat op pad is, sodat hulle self kan gereed kry. Maar net soos wat die mense van Sodom en Gomorra nie noodwendig geluister het teen die waarskuwings nie, so luister ons mense ook soms nie na die waarskuwings nie, en dan verbrand ons vingers. En dan voel 'n mens baie kere dat dit half verniet is. En dan sê jy mense sien, maar hou verby. Gaan aan, want diegene wat moet hoor, hoor. En diegene wat sal hoor, hoor. All you can do is warn them. Wake up. If they won't listen, then move on and warn others. Want dat er altyd mense wees wat 'n behoefte het aan ingeligte besluitneming, wat 'n behoefte het om te hoor, om te leer, om te weet, teenoor die wat kop in die grond sit en eintlik niks wil weet nie. Dis die rede hoekom ek elke dag vroeg opstaan. Dis die rede hoekom ek 'n harde poging insit, en dis om ons mense, my mense, te mobiliseer vir die dag wanneer die ondenkbare plaasvind, waar opstande en geweld, soos in die res van Afrika, vir ons almal kom, om dan so goed as moontlik voorberei te wees, om daardie gewelddadige aksies te kan teenstaan, en suksesvol te kan teenstaan. Want ons regering doen niks om uit sy pad uit te gaan, om addisionele beskerming vir ons boere op die plase te reël nie. Ons sien 'n toename in plaasaanvalle. Ons sien 'n onvermoë en 'n onwilligheid van polisie weermag kant af om die inwoners van hierdie land te beveilig. En ek praat van alle inwoners, nie net die elites nie. Nie net die wat in swart konvooie rondjaag nie. Nie net 'n minister wat vir 'n klein weermag opbou in 'n poging onder die vaandel van sekuriteit om uiteindelik net homself te beskerm nie. Want dit is juist daai magsmisbruik wat ons vind, wat veroorsaak dat regerings van koers afdwaal, en dus waar patriotisme dan inkom. Edward Abbey het gesê, a patriot must always be ready to defend his country against his government. A patriot must always be ready to defend his country against his government. Dink mooi daaroor. Die verval, die agteruitgang, die toename in geweld, misdaad, alles omdat die regering nie sy werk doen, of kan doen, of wil doen nie. En daarom moet 'n patriot homself gereed maak om dit self uiteindelik te doen. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en onthou om vanaand 7 uur in te skakel, dan gaan ons baie lekker gesels
rondom dit wat saak maak in SBB, dit wat saak maak in 'n potensiële oorlewingsstryd en dit wat elkeen van ons behoort te doen om te sorg dat jy wakker is en gereed is en dat jy hierdie patriot is wat gereed is om homself te beskerm teen 'n magsbruik situasie van die regering. Mooi loop, lekker dag en ek sien julle dan vanaand 7 uur.